Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Dinsdagoggend en baie dankie dat ek die voorreg het om vir julle te kan bedien met 'n woord vandag. Nou vandag wil ek bietjie met julle gesels oor dat ons baie vinnig is. Dat wanneer iets verkeerd gaan in ons lewens, wanneer ons deur swaar tye gaan, wanneer ons deur omstandighede of situasies gaan, is ons baie vinnig om te sê, maar dis God se skuld. Dis God wat dit doen. God is kwaad vir ons. Maar kind van God, dit is nie die waarheid nie. Dis glad nie so nie. God wil nie hê ons moet deur swaar tye en moeilike tye gaan nie. Maar ongelukkig is swaar tye en situasies en omstandighede deel van hierdie sondige wêreld waarin ons bly. En God het ons beloof, kom ek gebruik nie die woord beloof nie. God het gesê dat ons sal dit nie maklik hê in die wêreld nie. Daar gaan storms kom, daar gaan uitdagings wees. Maar God het wel gesê, en hier kan ek wel sê beloof, hy sal ons nie los of alleen laat nie. Hy sal met ons wees, elke tree, van die oggend tot die aand. En wat ek ook agterkom is, baie keer as ons, as iets ergs met ons gebeur het, iets gebeur het wat ons hele lewe omgekeer het, dan is ons baie vinnig, om nie net vir God te blameer nie, maar sommer alles en almal om ons. Ons is kwaad vir alles en almal. En dit is onnodig, kind van God. Want dis nie ander mense se skuld dat jy gaan deur waar jy gaan nie. En ek sê ook nie dit is jou eie skuld nie. Somstyds is dit omstandighede. Ja, daar is tye wat dit dalk iemand se skuld is, maar moet ons dan vir almal kwaad wees? Nee, want dis nie almal nie. Dit kan dalk miskien net een persoon wees wat jou te nagekom het. Of dit kan dalk soos die verlies van 'n geliefde wees, of dalk miskien 'n verlies van 'n ledemaat. Dit kan so baie dinge wees. En dan is ons nog steeds vinnig om vir God kwaad te wees en vir God te blameer, wat dit nie eens so is nie. God kan daai situasie waardeur jy gaan, kan hy omdraai in iets so groots waaroor jy kan getuig en waarvan jy kan getuig. Job is 'n baie mooi voorbeeld vir ons dat kyk net waardeur het hy alles gegaan, deur soveel beproewinge, soveel bedrukking, en nog steeds het hy God geloof en prys, dat hy het geweet wie is sy verlosser, hy het geweet wie sy skepper, hy het geweet wie is sy koning, dit was Jesus Christus. Selfs sy vrou het vir hom in Job 2 vers 9 gesê, waarom bly jy nog God dien? Vervloek God en sterf. Maar hy het nie, hy het aangehou en kyk hoe God hom geseën op die ou einde dubbelvuldig. En dit kan met jou ook so wees, kind van God. So wat ek vandag vir jou wil sê is, kom ons stop om vir God te blameer, vir wanneer dinge swaar gaan met ons. Kom ons hou op om vir almal kwaad te wees rondom ons, oor dinge wat gebeur. En ons fokus daarop om te sê, Here, U weet ek sukkel waardeur ek gaan, U weet dit is moeilik, maar dankie dat U nog steeds in beheer is. U bly nog steeds in beheer. Dis wat ek graag vandag met julle wil deel. Kom ons sien die grootheid van God. Kom ons bly vashou aan Jesus se trouheid. En kyk hoe jou situasie en jou omstandighede gaan verander in 'n getuienis. Kom ek bid vir ons. Here, ek bid in Jesus naam. Waar daar baie van ons is wat deur moeilike tye gaan, waar ons deur uitdagings gaan, dinge wat ons nie verstaan nie, wil ek sê dankie dat U nog steeds bo dit als in beheer is. Dankie dat U reeds besig is om te werk aan die perfekte uitkoms. Here, ek bid dat ons selfs in die moeilikste tye U hand sal soek en U aangesig sal soek. Liewe Here, sodat ons U kan sien waardeur ons ook al gaan. Liewe Here, sodat ons dan nog steeds U kan loof en prys. In Jesus Christus naam is dit my gebed. Amen en amen.